Jesaja 41 vanaf vers 13. Want ek, die Here jou God, gryp jou regterhand aan. Ek wat vir jou sê, wees nie bevrees nie. Ek help jou, wees nie bevrees nie. My naam is Rudy Miller. Ek is van die Parel af. Ons is nou so 4 jaar hier in die Parel. Betrokke by 'n maatskappy met die naam van Creed en Ark, maar ook voltyds in die musiekbediening ook. As mens praat van genade, en mens praat van spesifiek van oomblikke en hoe mense dit ervaar en hoe mense dit sien. Ek sê maar altyd mense kan dit daar's twee perspektiewe vir my. Die een is uit 'n geestelike oogpunt uit en die ander is uit 'n wêreldse oogpunt uit. So wanneer dit by genade kom wat oneindig groot is, en dis hoe die Here se genade is vir elkeen van ons, dis al wat ons nodig het, is net sy genade. Maar oomblikke, as ek terugdink, soos wat mense, ek sê altyd, sodra mens in iemand se skoene staan, dan word mens baie meer bewus van genade. Of mens word nie bewus van genade. Mens kan altyd fokus, mens wil amper sê, ek het dit nou vir iemand gesê, mens kan of op die werke van die vyand fokus, of mens kan die geestelike aspek van dit sien. Mens kan probeer of moet probeer om God in die hele prentjie te sien. So as ek dink aan kere in my lewe, ek was 14 jaar oud, toe is my sussie geskiet, 2 skote deur die lyf, en sy het die voorval oorleef. Op my pa was geskiet, my ma is geskiet, maar die grootste buite die feit van genade is, dit was 'n vergifnispad, 'n vergewensgesindheid, wat ek moes inneem om daai persoon fisies te vergewe. En outomaties, as mens begin kyk na daai oomblikke of gebeure soos dit, dink ek outomaties aan wat Jesus gedoen het. Nog steeds, terwyl hy aan die kruis gehang het, het hy na mense gekyk, met liefde, met deernis, in sy pyn en in sy lyding, en hy het vir die persoon, voordat die persoon enigste iets verduidelik het hy vir hom gesê, voor die einde van die dag sal jy saam met my in die koninkryk wees. So dit is genade. So my sussie was, ek was 14 jaar oud gewees, en my sussie is geskiet deur haar ex-man. En dis hoekom ek nou gesê het, ook vergewensgesindheid. Dis een van die belangrikste dinge wat mens kan doen van my kant af. Maar vergifnis is waar die groot, ek wil amper sê die deurbraak gekom het in daai omstandighede. So om 'n persoon te vergewe. En dan genade, die genade om te sien hoe my sussie dit hanteer het. Wat sy sê, haar geloof, waar sy nou is in haar lewe, gelukkig getroud met kinders. So dit was 'n tydperk wat mens wel amper sê, wat mens nie verstaan het nie, wat mens nie kon begryp het op daai oomblikie, maar dit is 'n genade oomblik. Dan as ek dink aan kere wat ons gery het, 'n doodnormale aand van 'n troue af. Ek het gesing by 'n troue, en op pad terug toe gooi hulle klip deur die kar se ruit, en die klip is tussen my en my vrou. Op baie staan was ons nog eers getroud, nie tussen my en Lise deur. Hy het my op die arm getref. Baie skade binne in die kar aangerig, redelike groot gat in die venster, in die windskerm gemaak, en sy het glas in haar oë gekry, en ons het heeltemal ongedeerd van dit afgekom. Later weer in 'n ongeluk gewees. Ek dink mense dink altyd miskien is dit nie beter om op die pad te wees nie, maar toe is ons onder deur 'n 30 meter mas wat hulle afgesny het en wat hy oor die pad geval het. Hulle was besig om kabels te steel. En ons is onder die mas en die bakkie is heeltemal afgeskryf, weer eens heeltemal ongedeerd, van die ongelukstoneel af weggestap. So van die mediese personeel op die toneel stop en vra maar waar is die bestuurder, is daar enige passasiers in die voertuig gewees. So dit was 'n genade oomblik. Dan dink ek weer terug waar my fisies sit, in 'n spreekkamer by 'n internis, en op die skerm is daar uitslae. En die uitslae wat sê, dis of leukemie, of dit is lymfoma, of is Hodgkins, of is non-Hodgkins. En mens gaan na die onkologie afdeling toe vir die toetse, vir die skanderings en vir bloedtoetse weer. En in daai tyd van wat ek wil amper sê, die eerste uitslag gekom het wat ek by die internis gesit het, was dit 13-14 dae verloop, wat ek hom weer moes gesien het. En daar het ek die keuse gemaak en gesprekke wat begin het terwyl ons gesels het, voordat ons na die skerm gekyk het, was daar gesprekke wat plaasgevind het, en ek sê, dis 'n oomie met 'n grys baard, met kruisband, en dis die internis. En ons het lank gesels oor die Here. Seker vir 'n uur lank in hierdie sessie, was die meeste gesprek gevoer oor die Here se grootheid, die Here se goedheid. Nou in so 'n situasie, is dit baie kere is dit moeilik om die Here se goedheid uit 'n menslike oogpunt uit te sien.
maar die keuse wat mense het om te sê, ek het heeltemal vertroue in die Here. Dus die Here het ons so saamgestel en so ons liggaam is so saamgestel, dat jou liggaam homself kan genees, maar ook, daar is die Here se wil ook betrokke. So as dit die Here se wil is, laat mens genees moet word, of nie genees moet word, of tot sterfte kom, moet mens die berusting en die vrede kan hê van so 'n aard, laat wat ook al die Here se wil is, laat mens daarby vrede kan vind, en vrede in die Here te kan hê. Genade oomblik versterk. Dit is wat ek wil nie sê ek probeer nie, of ja, ek probeer dit my uitkyk maak. My lewens uitkyk te maak, van dit gee mens meer moed. Ek wil amper sê, 'n Engelse woord wat dit beskryf om te sê, to be bold. So, eerste plek is, ek moet weet wie en wat ek is. Wie is my? Wat is my identiteit? Wie is my identiteit? As ek tot 'n besef kan kom, dis nie ek wat leef nie, maar Christus wat in my leef, weet ek, nie glo ek nie, ek weet wat my identiteit is en wie ek is. Dis Christus wat in my leef. En dan kom verse van toepassing, met my God loop ek 'n wennestorm, met my God spring ek oor 'n muur. Romeine 8 vers 31 wat sê, wat is die gevolgtrekking? Wat sal ons sê? As God vir ons is, wie of wat kan teen ons wees? As ons kyk na Jeremia 29, net guns en net voorspoed. So swaar kry is daar is die ops, daar is die afs, die paaie is nie gelyk nie. Maar die Here kan vir ons hy kan vir ons die paai gelyk maak. En net om volkome te vertrou in tye, om net te sê, ek weet nie wat nou gebeur nie, en ek weet nie hoekom is ek in hierdie situasie nie. Ons het nog steeds 'n verantwoordelikheid. Ek sê nie, ons het genade, en ek kan in hierdie genade koepel of genade sambreel funksioneer om te sê, ek kan nog steeds doen wat ek doen, en as ek weet dit is verkeerd, om dit aan te hou doen nie. So ons het nog steeds 'n verantwoordelikheid. Maar ek dink ook baie kere, kyk mens miskien na, maar hoekom gebeur hierdie? Is die Here besig om my te straf? En daai weet dat ek kan hê van, die Here se genade is genoeg, en daar's niks wat ons kan skei van sy liefde nie. Ek dink in 'n tyd wat ons in leef, met wêreldoorloë, met gerugte en aardbewings en oorstromings en winde en brande of en misdaad, ekonomiese toestande wat druk, wêreldoorloë wat druk, is die beste plek en is die keuse wat ons het. Die Here het ons vrye wil gegee. Ek kan die mense verander nie, maar ek kan deel, ek kan saam bid, maar om die oortuiging te hê met sekerheid dat die stryd is al reeds oorwin. Ek hoef nie die stryd te beklei nie, en al bevind ek my in 'n stryd, die stryd is oorwin, en ons 'n ewigheid wat wag vir elkeen van ons. Daai prys is duur betaal, en daarom is ons vrygekoop. Besoek YouTube en tik in God se krag in my krisis. Subscribe tot ons gratis kanaal vir nog stories van hoop.